Vriende, kom ons sit dit so, dan gaan ons 'n gebed saam doen. As daar enige gebedsversoeke is wat u aan die Here wil opdra, is u baie welkom. Ek gaan vir u 'n paar oomblikke gee, en dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons Hemelse Vader, ons lees daar in die Psalms dat as u die huis nie bou nie, te vergeefs bou ons daaraan. En as u die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Baie dankie vir u troue sorg oor ons, Here, tot op hierdie dag. Ons kan terugkyk oor ons lewe en ons kan sê, geloof sy die naam van die Here, dag na dag draai ons. In ons ongeredde tyd het u vir ons bewaar, beskerm. U het vir ons veilig gehou, Here, u het ons kom red uit genade, en tot vandag toe hou u ons in stand, deur die wonderlike werking van u Gees, en deur die waarheid van u kosbare woord. En weet ons, Here, dat ons dag van ons sterwe is deur u bepaal. Dit sal nie 'n dag vroeër of 'n dag later wees nie. Ons vra u dat ons voluit sal lewe, tot daardie groot en deurligte dag, wanneer ons u in u heerlikheid sal sien soos u is. Baie dankie vir elkeen vanmôre hier in ons gemeente, dankie vir elkeen wat deel is van ons gemeente, of dit nou lidmate, besoekers is, mense wat inskakel. Ons vra dat u hulle sal seën met al die geestelike seëninge, in Christus Jesus ons Here, en dat hierdie jaar 'n besondere jaar sal wees, Here, nie omdat daar miskien geen uitdaging gaan wees, of geen teekanting of stryd nie, maar omdat ons, soos die psalmdigter sê, met my God loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur. Dat ons hierdie jaar tegemoet sal gaan, nie in ons eie krag nie, maar in die krag van die Here. En dankie Here dat ons weet, dat u ons nooit bo ons kragte sal versoek nie. Maar u sê in die woord vir ons baie duidelik in 1 Korintiërs 10 vers 13, dat saam met die versoeking sal u die uitkoms stuur, sodat ons dit kan verdra. En daarvoor loof ons u en prys ons u naam. U is die getroue God van Abraham, Isak en Jakob, en sê die Bybel so duidelik daar in Timoteus, al is ons ontrou, God bly getrou. Daarom kan ons vanmôre met groot blydskap en vrymoedigheid sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vanmôre gaan ons baie lank lees uit die Bybel uit. Dis nie omdat ek nie voorberei het nie. Ek kan maar net vir u sê by voorbaat dat die boodskap wat ek vanmôre met u gaan deel uit Psalm 51, dis eintlik waaroor vanmôre se boodskap gaan, oor die gedagte van ware berou en belydenis, die wegdraai van sonde, is wat God in ons harte werk. Dit gaan oor Dawid se sonde met Batseba, en ons gaan vanmôre kyk, ons moet vanmôre 2 Samuel 11, 2 Samuel 12 en Psalm 51 lees, om vir u die konteks van die gedeelte te gee, en daar is 12 punte, wat ek met u gaan hanteer, en nie vanmôre nie. Vanmôre is net die eerste paar punte, maar ek wil vra dat u saam met my deur hierdie gedeelte sal werk, en dan gaan ons onsself baie duidelik sien, in die skoene van Dawid. Baie keer praat ons van Dawid, ons spreek oor Dawid, so asof ons heel onskuldig is, en eintlik voor die Here staan, vlekloos en rein, ons het nog nooit iets verkeerd gedoen nie, en ons praat van ou Dawid, en ons praat van ou Abraham, en ons praat van ou Jakob, die ou bedrieër, en ons praat van almal, maar vriende, as ons regtig die Bybel bestudeer, dan kom ons agter dat die Here hierdie waarhede vir ons opgeteken het, om in die eerste plek te wys dat hy sy kinders se sonde nie gaan wegsteek nie, maar ook dat ons onsself sal sien in die lig van hierdie karakters in die Bybel. En ons gaan vanmôre hierdie gedeeltes lees, en so 'n paar gedagtes vanmôre met u hanteer, en dan vanmôre en volgende week, en heel moontlik die week daarna uit Psalm 51 met u praat. Ons gaan Psalm 51 basies vers vir vers met mekaar hanteer, en dan daarnaas, die Heer my spaar, gaan ek met u 'n reeksie begin oor staan so vas broeders. Dit kom daar uit Filippense 4, ek is tans besig om te werk aan die reeks, besig om die eerste boodskap voor te berei, so 'n predikant is altyd besig om so 1 stap voor te wees, dat die sondaar hom nie skielik oorval soos die baringsnood 'n swanger vrou nie, maar dat hy gereed sal wees vir wanneer die sondag kom. 2 Samuel 11, ons begin vir u lees daar vanaf vers 1. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid, Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer,
terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het, en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. Ek wil maar net ietsie noem hierso, dat ek sien konings vat ook middag slaapies. Het dit gesien? OK, net so as u wonder, wat doen die predikante in die middag? Vers 3, dis net tong in die kies. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hetiet nie? Daarop stuur Dawid boodskappers, en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. En die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet, ek is swanger. En Dawid het Joab laat weet, stuur Uria, die Hetiet, na my. En Joab het Uria na Dawid gestuur. Toe Uria dan by hom kom, vra Dawid of dit goed gaan met Joab, en of dit goed gaan met die manskappe, en of dit goed gaan met die oorlog. En Dawid sê vir Uria, gaan af na jou huis en was jou voete. En toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. En daar is aan Dawid meegedeel en gesê, Uria het nie na sy huis afgegaan nie. Toe vra Dawid vir Uria, kom jy nie van 'n reis af nie? Waarom gaan jy nie af na jou huis nie? En Uria sê vir Dawid, die ark in Israel en Juda bly in hitte, en my heer Joab en die dienaars van my heer is gelaar in die oop veld, sou ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink, en met my vrou te slaap? So waar as u leef en u siel leef, ek sal dit nie doen nie. Wat 'n wonderlike, getroue soldaat was hierdie net nie gewees nie. En Dawid sê vir Uria, bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan. En Uria die dag in Jerusalem gebly. Maar die volgende dag het Dawid hom genooi, en hy het voor sy aangesig geëet en gedrink, en hy het hom dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit, om op sy slaapplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap. Maar na sy huis het hy nie afgegaan nie. En in die môre skryf Dawid 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg. En hy het in die brief beskryf en gesê, sit Uria op die voorpunt van die hewigste geveg. Trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuwel. So het Joab dan, terwyl hy die stad verken, Uria op 'n plek gesit, waarvan hy geweet het, dat daar dapper manne was. En toe die manne van die stad uittrek en met Joab veg, het daar van die manskappe van die dienaars van Dawid geval. En Uria, die Hetiet, het ook gesterwe. Daarop stuur Joab om Dawid die hele boodskap van die beloop van die geveg mee te deel. En hy gee die boodskappers bevel en sê, net soos jy die hele beloop van die geveg aan die koning klaar vertel het, as dan die woede van die koning opkom en hy vir jou sê, waarom het julle so naby die stad gekom om te veg? Het julle dan nie geweet dat hulle van die muur af sou skiet nie? Weet Elimelech, die seun van Jerubeset, verslaan? Het nie 'n vrou bo die muur af 'n boonste meelsteen op hom gegooi, sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so naby die muur gekom? Dan moet jy sê, die dienaar Uria, die Hetiet, is ook dood. En die boodskapper het gegaan en aangekom en aan Dawid alles vertel wat Joab hom opgedra het. Die boodskapper het naamlik aan Dawid gesê, die manne was vir ons te sterk en het teen ons uitgetrek die veld in, maar ons het hulle teruggedruk tot by die ingang van die poort. Toe die boogskutters van bo die muur af op die dienaars geskiet, sodat daar van die koning se dienaars gesterf het. En die dienaar Uria, die Hetiet, is ook dood. Daarop het Dawid aan die boodskapper gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Veg net dapper teen die stad en verwoes dit. So moet jy hom moed inpraat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklag oor haar heer. Nadat die routyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword, en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here.
Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Nathan was nou die profeet gewees. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, nou praat Nathan met Dawid. Daar was 2 manne in 'n sekere stad. Die een was ryk en die ander arm. Die ryk het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie, wat hy gekoop het en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink, en in sy skoot geslaap, en dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem, om vir die reisiger wat by hom was, of wat by hom gekom het, iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. Terwyl ek hierdie gedeelte gelees het, het ek vir myself gesê, ek kan amper nie glo, dit is waar nie. Vers 6, en die ooilam moet hy 4voudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het, en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, die moed van hierdie profeet, toe sê Nathan vir Dawid, u is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, ek het die huis van jou heer aan jou gegee, en die vroue van jou heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria, die Hetiet, het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het, om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem, en jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap, voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie ding doen, voor die hele Israel, en in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie. En dan kom ons by Psalm 51, want vriende, die rede waarom Psalm 32 en Psalm 51 geskryf was juis oor hierdie sonde, en u sal sien, by die inleiding alreeds word dit aangekondig. Psalm 51 vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het. Dawid sê, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Onsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tog u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en versla hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion na u welbehaag, bou die mure van Jerusalem op.
dan sal u welbehae in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op u altaar. Vriende, is 'n baie besondere gedeelte in God se woord. Ek glo dat ons elkeen hierdie gedeelte ter harte geneem het, en ek gaan vanmôre uit vers 3 met u praat. Eindelik die hele Psalm gaan ek met u hanteer, en wil ek vanmôre 'n bietjie met u praat oor hierdie besondere gedagte van ware berou en belydenis, ja, 'n wegdraai van sonde, is wat God in ons werk, dis wat vergifnis bring, en die vers van oordenking is vers 3, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Nou vriende, as ons kyk na Psalm 51, dan wil ek vir u sê, naas Psalm 23, en ons almal ken Psalm 23, dit is die Here is my herder. Nou naas hierdie baie bekende Psalm 23, is Psalm 51 seker een van die mees bekendste psalms in die psalmbundel. Nou baie mense reken dat dit is net sondaars wat hierdie psalm deurlees en bid, en wanneer hulle kwaai gepla word deur hulle sonde, dan soek hulle vertroosting deur hierdie psalm te lees. Maar die groot prediker en een van my gunstelinge, Dr. John MacArthur, wat so tydjie gelede oorlede is, sê in een van sy preke dat hy baie gereeld na Psalm 51 gegaan het. Hy het gereeld deur Psalm 51 gebid, dit gelees, die wonderlike waarhede van God se vergifnis raak gesien, en dit ook van God afgebid. U sien, die grootste probleem in die kerk van die Here Jesus, is wanneer ons dink, ons is toe high and mighty in die geestelike lewe. U sien, die afgelope tyd het ek besef, daar is te veel mense, wat na jou toe kom en vir jou vertel, hoeveel boodskap hulle luister van MacArthur, en van R.C. Sproul, en van Paul Washer, en hulle het soveel Bybelstudies wat hulle doen, en die boeke lê die wêreld vol, soos hulle aantekeninge maak, maar van Christus en sy gesindheid, en sy genade, is daar baie min besproke in hulle lewe, daar's baie min te sien in hulle lewe, en toe ek hierdie psalm voorberei, toe dink ek by myself, hierdie psalm is nie net vir die mense wat gehoreer het nie. Dis nie vir die dronkaards en die geweldenaars nie. Dis vir my en vir jou wat vanmôre in hierdie kerk sit, wat miskien reken ek is geestliker as die een wat langs my sit. Ek is geestliker as die ou wat langs my bly of die een by my werk. Hierdie psalm, soos Dr. MacArthur ook sê, gaan oor die gedagte van die gesindheid van ons hart, wat deurgangs voor God ondersoek moet word, ten einde rein en heilig voor die Here te leef. Ek kan my Bybel by die huis gaan oopmaak. Psalm 51 is 'n psalm wat onderstreep is. Daar is sirkels om sekere woorde getrek. Daar's aantekeninge gemaak. Waarom? Omdat dit 'n psalm is wat ek gereeld deurlees, omdat hierdie groot prediker, een van my geloofshelde, vir my kom leer dat dit is ook sy gebruik en sy gewoonte gewees. Want die Here sê vir ons baie duidelik, as ons sê dat ons nie sonde het nie, dan mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Vriende, ek het een ding besef, dat die kerk nie 'n plek is waar ons soos die fariseërs moet spog oor alles wat ons doen vir die Here, en wat ons alles lees en waar ons luister, terwyl daar niks in ons harte geopenbaar word van Jesus nie. Ek het onlangs vir 'n man gesê wat vir my boodskap gestuur het, die Here het my gelei om vir jou hierdie e-pos te stuur. Toe sê ek vir hom, die Here het jou nie gelei nie. As die God van die Bybel jou lei, dan kom jy na my en jy kyk my in my oë, en jy praat met my, soos 'n leraar praat met 'n lidmaat, en 'n lidmaat met 'n leraar. En ek het net een ding besef, mense raak geestelik so hoogmoedig, so vol van hulle self, dat hulle Psalm 51 sien, as 'n psalm vir 'n sondaar wat gehoreer het en 'n man vermoor het, maar dit is nie op my van toepassing nie. Ek kan vanmôre vir u sê, Psalm 51 is 'n psalm wat my na aan die hart lê. Baie van hierdie psalm kan ek vir u dan net quoteer, want ek het dit gememoriseer oor die jare. 'n Wonderlike psalm wat vir my kom leer, dat ek diep afhanklik is van die Here, en dat ek sonder sy vergifnis en genade net mooi niks is nie. En ek gaan vanmôre 'n bietjie met u begin praat uit Psalm 51, met al hierdie waarhede van 2 Samuel 11 en 12 as agtergrond, gaan ek 'n bietjie vanmôre met u begin praat oor die eerste gedagte van Dawid se sonde. Waar
het Dawid se sonde begin. Waar begin my en jou sonde? Ons gaan vanmôre 'n bietjie wegval deur daarna te kyk. Nou ek het vir u gesê, goeie en slegte nuus. Die slegte nuus, daar's 12 punte. Die goeie nuus, ons gaan nie al 12 vanmôre hanteer nie. Nou wonder u, hoeveel gaan hy hanteer? Ek gaan nie vir u sê nie. Ons gaan deur dit werk, en wanneer ek sien u raak moeg en moedeloos, dan sal ek begin ophou. Maar kom ons kyk waar het Dawid se sonde begin. Nou vriende, kom ons kyk gou na Dawid se lewe. As ons kyk na Dawid se lewe, sal u baie duidelik sien, dat Dawid 'n man was na aan God se hart. Die Bybel noem hom Dawid die man na God se hart. Nou Dawid was 'n skaapwagter, hy was 'n eenvoudige man. Hy was 'n goeie musikant gewees, hy het die harp speel, daar was sekere dinge wat hy kon doen, hy was 'n goeie krygsman gewees. Die Bybel sê vir ons, hy het sy pa se skape opgepas, en die leeu en die beer, en al die diere, die roofdiere wat sy pa se skape probeer steel het hy letterlik gedood, sê die Bybel. En hierdie man was dan ook die een gewees wat God gekies het om koning te wees in Israel. Nou wie was voor Dawid koning gewees? Saul. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat Saul was gesalf gewees. Hy was koning in die land, en Saul het aanhoudend sonde begaan. Hy was in aanhoudende rebellie teenoor God, sy leensdom uitgevind, hy het geweier om te buig voor God se gesag, en die Here stuur Samuel, en hy sê vir Samuel, gaan na die huis van Isaai, en gaan salf hierdie een wat ek jou wys as koning. Al die broers kom verby, en toe almal verby is, en Samuel dink elke keer, het gaan hierdie broer wees, of daardie ene, toe almal verby is, vra hy vir Isaai, is daar nie nog 'n seun nie? En die pa antwoord, ja, 'n jong man wat daar by die skape is, laat hom haal. En toe Dawid instap, het die Here vir Samuel gesê, hier is die man, salf hom om koning te wees oor my volk. Dawid word agter die skape uitgehaal, hy word as koning gesalf, en luister, vir 13 jaar ongeveer, vir 13 jaar vlug Dawid vir Saul, wat agtergekom het dat die Here die koningskap van hom verwyder het, en oorgedra het na Dawid. Die Here hou Dawid in die lewe, en ons lees hoe Saul en sy seun sterf in die oorlog teen die Filistyne daar in 1 Samuel 31, en hoe Dawid dan koning word oor die hele Israel. Hoe Dawid as koning regeer, en glo my, hy was 'n goeie koning gewees. Oorloë gewen. Hy was 'n man gewees wat die volk gelei het in die waarheid van God se woord. Hy was lief vir die Here. Hy het psalms geskryf. Dit was 'n man wat nou saam met God gewandel het, maar nie gevrywaar van sonde nie. En waar het Dawid se sonde begin? Daar is 'n ou spreekwoord wat die ou mense graag gebruik het, en wat die jong mense nie altyd ken nie, maar wat ek vanmôre vir hulle ook graag wil leer. En dit is ledigheid, is die duiwel se oorkussing. Die meeste sonde waarin ons jong mense verval is omdat hulle niks het om te doen nie. Die gras staan so lank, die tuin is nie omgespit nie, die kar is nie gewas nie, die skottelgoed staan, hulle wil dit nie doen nie, maar hulle is heel dag op die selfoon besig om ledig deur al die goed te gaan en hulle self te vul met sonde, hulle gedagtes te vul met sonde. Hulle begin blootgestel word aan boosheid. Dieselfde was met Dawid. Die Bybel sê vir ons Dawid was ledig. Hy het niks gehad om te doen nie. Ek lees vir u 2 Samuel 11 vers 1. En na verloop van die jaar teen die tyd dat die konings uittrek, was Dawid 'n koning? Die konings moet uittrek saam met die leer. Sê die Bybel vir ons, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Hy het 'n lekker middagslaapie gevat, sê die Bybel, en teen die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. Waarom het Dawid nie uitgetrek saam met die leers nie? Die Bybel verduidelik nie vir ons nie. Die Bybel sê nie vir ons nie. Al wat die Bybel vir ons sê is, Dawid was by sy huis, die leers het uitgetrek, die leers het oorlog gevoer, die koning was veronderstel om leiding te neem, Dawid doen dit nie, en na sy middagslaapie was hy verveeld. Hy dwaal op sy paleis se dak rond, doelloos, geen doel, geen rede nie. Maar die Bybel sê vir ons, op daardie oomblik was daar 'n vrou met die naam van Batseba besig om 'n bad te neem. Waarom sy gebad het?
in die sig van die koning se paleis, weet ons nie, die Bybel gee nie vir ons al hierdie detail nie, maar een ding wat die Bybel vir my leer, en jy moet saamvolg vanmôre, want onthou, Dawid was koning wat alreeds God se woord in sy hand gehad het. Ek gaan dit nou vir u wys. En die Bybel sê in Genesis 4 vers 7 vir ons, Dawid het hierdie vers geken. Ek gaan vir u nou wys hoekom ek so sê. Die Bybel sê die sonde lê en loer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers. Die Here sê hierdie woorde vir Kain. Onthou, Kain, sy kyk op 'n knop getrek, sy gesig hang, want die Here het nie sy offer aanvaar nie, hy het Abel se offer aanvaar en die Here sê vir hom, Kain, wat's fout met jou? Die sonde lê en loer voor jou deur. Die sonde klop aan jou deur. Jy moet heers oor hierdie sonde. Jy moet hierdie sonde sien. Kain luister nie, hy vermoor sy broer Abel en ons ken die gevolge van sy lewe. Dawid sit met hierdie groot probleem. Hy sien die sonde lê en loer. Hy sien hierdie sonde. Hy moet nou daaroor heers en die Bybel sê vir ons dat hy dit nie gedoen het nie. Efesiërs 4:27 sê vir ons en gee aan die duiwel geen plek nie. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie sonde wat Dawid gedoen het, of die sondes. Ek het 'n lys vir u uitgelig, en as u vanmiddag by die huis kom en u werk so 'n bietjie deur hierdie gedeelte en u kry nog sondes wat u kan optel, stuur vir my 'n WhatsApp, dat ek hierdie ekstra inligting kan bysit. Maar ek het redelik goed deur hierdie Psalm, ek het redelik goed deur hierdie gedeeltes gegaan, en wil ek vanmôre vir u bietjie 'n lys van Dawid se sondes dan net wys sodat u kan sien waar alles verkeerd geloop het en wat gebeur het. En dan wil ek net sê, voor ons daarby kom, voor ons vir Dawid te hard oordeel vanmôre. Ek het hier in hoofletters op my nota geskryf. Voor u en ek om te hard oordeel, kyk na jou eie lewe en vra jouself die vraag af, hoeveel sondes pleeg ek daagliks, omdat ek een of meer van die optredes deel van my lewe gemaak het. En u moet onthou, sonde is, sê maar, sonde. Sonde se gevolge verskil van mekaar. Daar is sekere gevolge wat lewenslank aanhou, soos in die geval van Dawid, soos in die geval van baie van u en in my lewe. Daar is sonde wat geweldige groot gevolge in ons lewens het, en ander wat kleiner het, maar die Here het vir sonde gesterwe. So kom ons kyk na die sonde van Dawid, ons kyk na die spieël van God se woord, en ons kyk na ons eie lewe, om te sien, is dit nie die rede waar my sondes begin, en waarom ek soms ongeregtighede pleeg nie. Die eerste plek, Dawid was ledig. Ek het al reeds vir u dit gewys, is baie duidelik in die woord van die Here, dat Dawid ledig was. Bybel sê vir ons, hy doelloos op sy balkon rondgedwaal, en hy was vatbaar gewees vir die sonde. Die tweede gedagte wat ek gesien het, hy vlug nie van die sonde nie, maar kyk, bly kyk en begeer. Dis die probleem. Ons sien die sonde, of dit nou op 'n selfoon is, of dit op die televisie is, of dit 'n vrou is wat oor die pad loop, of dit 'n transaksie is wat ek weet is nie baie eerbaar nie. Ek kyk en ek sien die syfers en ek sê vir myself, net die keer, ek sal wegkom. Niemand gaan weet nie. En daarom wil ek vir u sê, vlug nie van die sonde nie, maar kyk, bly kyk en begeer. Het jy al gelees wat staan daar in Jakobus 1 vers 14? Daar staan, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en die sonde, as dit tot volle ontwikkeling gekom het, bring die dood voort. Dawid, ledig, hy's op sy dak, hy sien die vrou. Wat moes Dawid gedoen het? Hy moes sy paar Nike tekkies aangetrek het en gehardloop het. Ok, volg saam met my wat gebeur. Die Bybel is baie duidelik daaroor, hy doen ondersoek en navraag. Die inligting kom in rooi letters terug. Dawid, los haar. Sy's 'n ander man se vrou. Onthou u vir Josef? Mevrou Potifera, en verskoon asseblief baie keer as dit klink of ek bietjie kras is in my uitspraak, maar as 'n oorige ou vrou gewees. Sy wil nie vir Josef los nie. Haar man is op 'n reis, Josef werk in die huis, en sy karring hom van die môre tot die aand, en die Bybel sê vir ons, hy sê vir haar reguit,
Ek kan nie hierdie sonde doen en sondig teen my Heer en teenoor die Here God nie. En hy het gevlug, hy het weggehardloop. Hy het nie probeer om 'n kans te vat nie. Hy het nie navraag gedoen, wanneer kom sy Heer terug? En kan hy miskien met hierdie man se vrou enige verhouding aanknoop nie. Dawid, Bybel sê vir ons baie duidelik, hy hoor, dis 'n ander man se vrou, los haar uit. Die Bybel sê vir ons baie duidelik die volgende sonde wat hy doen. Hy vergryp hom aan sy mag en laat haar haal. Hy hou gemeenskap met haar en stuur haar weg soos 'n prostituut. Dink jy ek is kras in my uitspraak? Wat het hy anders te gedoen? Baie van die predikers wat baie geleerd is in die Hebreëus sê, hy het haar heel moontlik verkrag. Hy het heel moontlik as koning sy mag gebruik om dan hierdie vrou te oorrompel en met haar gemeenskap te hê. En toe hy klaar is, toe sê hy vir haar, "Shushu, gaan maar. Hier's nie plek vir jou in my paleis nie." Hy stuur haar weg. Ek wil vir jou vra, kyk na jou en my sonde elke dag. Kyk of jy ledig is. Kyk of jy met die sonde Peter en of jy hierdie sonde dadelik wegskuif en verby dit blaai en sê, Here, ek sit eers my foon af voor ek verder op my foon kyk. Ek vra jou, wat is my en jou gesindheid teenoor sonde? Die volgende ding wat hy doen, Dawid hoor die skokkende nuus dat hierdie vrou swanger is en laat haar man van die oorlogsveld haal om sy sonde te bedek. Paar dae gaan verby en hierdie man Dawid hoor van Batseba af. Luister, ek is swanger met jou kind. En ek sê vir jou vriende, luister gou-gou. Ek wil hê jy moet vanmôre saam met my volg. Wanneer ons sonde doen, werk ons verstand oortyd. Ons verstand is hierdie kant toe en daai kant toe en ons het 1001 gedagtes. Hoe kan ek nou my sonde bedek? Terwyl die Bybel sê as ons sondes bedek, sal ons nie voorspoedig wees nie. As ons dit bely en laat staan, sal ons barmhartigheid vind. Die Bybel sê vir ons dat Uria aangekom het. Uria word gehaal. En as ons nou kyk, was hy nie een van die dapperste manne gewees nie. Maar hy word van die oorlogsveld gehaal. Hy kom by Dawid aan. Dawid sê vir hom, Uria, hoe gaan dit met die manskappe? Hoe gaan dit met die oorlog? Kuier bietjie saam met my. Waar sal jy 'n soldaat kry wat by 'n koning kuier in sy paleis? Dawid gee vir hom geskenke. Dis amper soos die bells en whistles wat jou volg, toe hierdie man Uria uit die paleis uitloop. Hy laat hom goed voel oor sy diens, wat hy vir die koning verrig op die oorlogsveld. Dawid gee voor. Dawid is oneg. Dawid is oneerlik. Dis miskien die heel eerste keer in sy lewe dat hy Uria van aangesig tot aangesig gesien het. Onthou, daar was nie net een soldaat of 100 of 1000 nie. Daar was honderde duisende. Miskien die eerste keer dat hy hom sien. Uria getrou aan Joab, die leerowerste, getrou aan Dawid die koning, wil nie na sy huis gaan toe Dawid hom na sy huis toe stuur nie. Ek skryf hier, Dawid se plan het gebackfire. Want Uria gaan nie na sy huis en sy vrou nie. Daar moes Dawid gestop het en vir homself gesê het, miskien moet ek na die God van die hemel en aarde vlug. Miskien moet ek vir Uria sê wat ek gedoen het. Miskien moet ek poog om hierdie probleem op te los. Wat doen hy? Hy hoor die volgende dag, Uria het by die soldate geslaap. Hy het nie na sy huis gegaan nie. Wat 'n geweldige, loyale man was Uria net nie. Die Bybel sê vir ons, die dag daarna het hy 'n groot maaltyd gereël en hom dronk gemaak. Hierdie koning maak hierdie soldaat dronk, met die hoop, dat hy deur dit, om na sy huis kan stuur en vir hom later kan sê, onthou jy was dronk man, dis jou kind, dis nie myne nie, dis joune. Dis eintlik jy gewees. Dit werk nie, want Uria slaap nog steeds in die poort van die koning. Hierdie was vir my seker die geweldigste toe ek dit lees. Dawid met sy eie hand skryf 'n brief en hy gee dit in Uria se hand, 'n komplot wat Uria sy lewe sal kos en die van ander onskuldige manne. Ek wil vir julle sê, sonde maak jou klip hard. Sonde maak jou ongevoelig. Sonde maak jou van so aard dat jy 'n monster raak. Luister wat ek hier sê. Om vir 'n man 'n brief in die hand te gee wat sy dood sal veroorsaak, beteken dat jou hart al so kliphard voor God geraak het, weens jou eie sonde wat jy probeer wegsteek het.
Die Bybel sê Uria kom daar by Joab aan. Hy maak nie die brief oop nie. Hy lees nie skelm gou wat daar staan nie. Lojaal aan sy heer, gaan hy na Joab en hy gee vir hom die brief. Hierdie man Uria sterf saam met ander onskuldige manne. Na alles vat hy Uria se vrou vir homself en Dawid dink dis alles verby. Alles is verby. Niemand sal weet nie. My sonde is bedek. En die Bybel sê vir ons, toe Nathan na hom kom en die verhaal vertel, was hy so ontsteld oor die ryk man wat die lammetjie van die ander arme man gevat het, dat hy die ou wou doodmaak. Oor iets baie meer gerings as wat hy self gepleeg het. Kan jy dit glo? Hierdie ryk man het hierdie arme man se lammetjie gevat. Hy moet doodgemaak word en hierdie lammetjie moet 4voudig vergoed word. En Dawid het nie die volgende verwag nie. Toe Nathan vir hom sê, Dawid, jy is daai ryk man. Jy het vroue, jy het geld, jy het besittings, jy het alles. En jy vat daardie man se vrou vir jouself. Ek dink op hierdie stadium, as jy Psalm 51 saam met my gaan bestudeer, gaan jy agterkom, Dawid was op hierdie stadium op breekpunt. Sy sonde het hom geestelik en liggaamlik afgetakel. Dawid was baie naby aan waansin gewees. Sy sonde het hom heeltemal de mekaar gemaak. Die Bybel sê vir ons dat hy koors gehad het, sy liggaam het uitgeteer. Daar was sekere sondes en pla wat hom getref het, en ons gaan deur hierdie Psalm werk om vir u te wys. En toe Nathan na hom toe kom en vir hom sê, Dawid, jy is die man. Luister nou. Hier is die verskil tussen Saul en Nathan. Saul sê, nee. Dit was die manskappe gewees. Hulle het gesê, ek moet die beste van die diere hou. Ek is onskuldig, ek was geforseer om hierdie goed te doen. Het klink amper soos Adam en Eva in die tuin van Eden. In hierdie geval sien ons baie duidelik, Dawid sê, luister, ek is skuldig. En dit bring ons by ons tweede gedagte vanmôre. En nou gaan ons begin om hierdie Psalm vir u te ontleed. God se karakter was die basis vir Dawid se gebed en smeking om vergifnis. Kom ek lees gou vir u wat staan, vers 1 tot 3. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. Vriende, luister gou. Dawid kom nie na die Here en sê vir die Here, Here, luister, ek is sorry, ek het 'n fout gemaak. Almal maak foute. Come on, sien my oor. Weet ons, almal is maar mense met voete van klei. Dis die deursnee gesindheid van mense vandag, wanneer dit kom by sonde. Ek praat onlangs met 'n man, skatryk man, ek praat van skatryk. 5, 6 besighede, waarvan hy die CEO van die maatskappy is. Ek praat met hom oor wedergeboorte, ek praat met hom dat ons sondes voor God moet bely, dat ons almal skuldig staan voor God, en hy sê vir my hierdie woorde, ek is nie so sleg nie. Ek het al 'n paar goedjies gedoen in my lewe, jy weet, miskien ek cheat baie keer hierso en baie keer doen ek daar, maar overall is ek nie so sleg nie. As jy moet daai gesindheid vanmôre sit, is jy in 'n geweldige krisis. Want sondevergifnis kom wanneer ek besef hoe sleg en verdorwe ek werklik is. Maar ook hoe groot God se genade en sy liefde is. Jy sien, Dawid kom nie na die Here op grond van sy goeie werke, sy koningskap, die oorlog wat hy vir die Here geveg en gewen het, die feit dat hy die tabernakel gehad het, die ark van die verbond, dat hy 'n man was wat die priesters en die leviete goed behandel het en allerhande goeie geestelike en Christelike dinge gedoen het nie. Toe Dawid besef hoe groot sy sonde is, toe beroep hy homself op die genade, die goedertierenheid en die barmhartighede van die Here. Kom ek wys vir u die Bybel uit wat hierdie gedeelte eintlik beteken. Die King James Version sê, nou vriende, ek is nie 'n King James Version only ou nie. Ek gaan nie as ek by jou huis kom en jy die New International Version of die New Living Bible, gaan ek jou keel afsny nie. Party ons is geweldig fanaties, maar die King James sê dit vir my so mooi. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions.
U sien Dawid kom en hy besef, daar's net een manier hoe ek vergifnis van my sonde sal kry. Ek moet my beroep op die genade en die barmhartigheid en die goedertierenheid van die Here self. Dis net hy wat vergifnis kan gee. Net hy. Nou waar het koning Dawid geleer en gehoor van God se genade, goedertierenheid en barmhartigheid? Ek is bly jy het gevra, ek gaan vir u die antwoord gee. Kom ek lees vir u waar het Dawid gehoor dat God 'n genadige en 'n barmhartige God is. Deuteronomium 17 vers 18, lang voor Dawid koning was, lees ons. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, dis die koning van Israel. As hy op die troon, wie ook al die koning is, moet hy, dis nie opsioneel ekstra nie, moet hy, vir hom afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê, en dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees. Waarom? Dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou, om dit te doen. Die oomblik toe Nathan vir Dawid sê, jy is die man, jy het hierdie vrou vir jouself geneem, jy het haar man vermoor, jy het hierdie boosheid teen God begaan. Toe sê Dawid, daar is net een wat vergifnis kan gee. Daar is net een wat kan reinig. Daar's net een wat 'n nuwe lewe kan gee. Vergifnis, my kan skoon was vir my sonde, en dit is die Here self. Een van die gedeeltes waarmee Dawid bekend sou wees, was die gedeelte van Eksodus 34 vers 5. Moses ontmoet die Here op die berg Horeb. Hoor wat sê die Here van homself. Die Here getuig voor Moses aangaande sy karakter, en hoor wat sê die Here oor sy eie karakter. En die Here het neergedaal in die wolk, en daarby hom, dis by Moses gestaan, en hy het die naam van die Here uitgeroep, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. En hierdie het niks te doen met 'n bloedlynvloek, soos predikante vandag vir jou wil leer nie. Dis die grootste snert wat mense van 'n kansel kan kwytraak. Geen bloedlynvloek is daar oor enige huis op hierdie aarde nie. Al wat die Bybel vir ons eenvoudig wil sê is, my sonde raak my kinders en hulle kinders en hulle kinders. En u het al saam met my deur die lys gegaan, hoe Dawid se familie gelei het onder sy sonde wat hy hier gepleeg het. Nie omdat die Here 'n vloek oor hulle gebring het nie, maar omdat hierdie mense gesien het, daar het haat gekom, daar het nyd gekom, daar het hierdie opstand gekom van Absalom teenoor sy vader, allerhande dinge wat gebeur het, juis oor die sonde, wat dan ook 'n invloed gehad het op Dawid se familie. Dawid leer dat die Here 'n barmhartige God is, hy's genadig, hy's lankmoedig, hy's groot van goedertierenheid en trou. Hy's die een wat vir ons vergewe, as ons na hom toe gaan. Ek wil vir jou vanmôre vra, wat is jou sonde? Met wat is sonde stoei jy vanmôre? Ek moet nie vir my sê ek stoei met niks nie, want dan lieg jy. En dan kan jy jou leuns bely. Want ons almal stoei met iets vanmôre. Miskien jou temperament. Miskien is jou man of jou vrou al so bang vir jou, want jy's letterlik soos 'n stoompot. As iets gebeur, is jy in die rooi. Dan moet almal net weet hoe jy voel, en wat jy vir hulle wil sê, en jy laat jou woorde uitborrel. En jy voel na die tyd bietjie beter, en jy verwag alles moet net weer, ag verskoon die uitdrukking, honkie-dorie wees. Miskien het jy liefde vir geld, en jy weet vanmôre jy is besig met oneerlike transaksies. Jy weet dit voor die Here, maar jy probeer jouself regverdig. Miskien is jy vanmôre lui om die woord te lees, lui om te bid. Jy weet jou geestelike lewe is besig om agteruit te gaan. Miskien is jy vanmôre lief vir vroumense. En jy is besig om te sondig. Miskien is jy 'n vrou wat lief is vir mans. Jy is besig om te sondig. Miskien is jy jonk en jy's voor die huwelik aktief in die seksuele en jy weet voor God is verkeerd. Dan vra ek jou vanmôre, moenie jouself beroep op jou goedheid of op wat jy al bereik het in jou lewe nie. Vlug na die Here en sê vir hom, Here, ek is skuldig. Dis waar vergifnis begin. Nie by jou goedheid nie, maar by die genade goedheid van die Here. Kom ek lees vir u wat staan hier. Psalm 69 vers 14.
Maar ek, my gebed is tot U, o Here. In die tyd van genade, o God, verhoor my deur die grootheid van U goedertierenheid, deur die trou van U heil. Ek sê hierdie week vir Calvin, as ek my lewe kon oor hê, sou ek baie van die dinge nie gedoen het, wat ek gedoen het toe ek 'n jong polisieman was nie. Ek het dit gedoen. Vandag sit ek met die gevolge, die gedagte, baie keer hierdie spyt, dat jy mense so kon behandel het, dat jy dinge gedoen het, dinge kwyt geraak het, die naam van die Here wat jy lief het, uiteindelik gebruik het. Jouself wangedra het wanneer jy onder invloed van drank was. Ek kan dit nie uitwis nie, maar dank God vir sy goedertierenheid, sy grootheid, sy genade, sy trou en sy vergifnis wat hy gee. Jesaja 63 vers 7, ek sal die goedertierenhede van die Here prys, die roemryke dade van die Here ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het, en die veelvuldige goedheid heens die huis van Israel, wat hy aan hulle bewys het, na sy barmhartighede en na die grootheid van sy goedertierenhede. Wat my deesdae verbaas, vriende, as mense getuig oor hulle redding. Hulle praat 45 minute oor hulle self. Dit is wie ek was, en dit is wat ek gedoen het, en so voetnote, die Here het my gered. As die Here jou siel gered het, praat jy oor hom. Dis hy wat die hero is in jou verlossingsverhaal. Dis hy wat geprys en geloof moet word, van nou af tot in ewigheid. Dis op grond van sy goedertierenheid en sy barmhartighede, dat hy jou verlos het van jou sonde, dat hy jou gered het, dat hy jou as sy kind konstant aanhoudend vergewe. Hierdie psalm is nie net vir ongeredde mense nie, dit is juis vir geredde mense, wat nie altyd waak en bid nie, en sondig en skuldig staan voor die Here. Die derde punt sluit baie nou aan by hierdie punt, want die derde punt sê vir ons, Dawid het besef en geweet, hy verdien niks. Sy sonde, hy beroep homself op die karakter van God, sy goedertierenheid, sy barmhartigheid, sy getrouheid. Dawid het besef en geweet, hy verdien niks. Kom ek lees vir u wat staan hier. Het jy dit al gelees? Wees my genadig. Ons mis hierdie woorde. Die Bybel is woordeliks geïnspireer. As Dawid sê, wees my genadig, o God, dan beroep Dawid hom op die genade van die Here. Hy sê, Here, daar is niks wat ek vir u kan bring nie. Genade is onverdiende guns, wat ek ontvang uit die hand van die ewige skepper God. Genade word die beste geïllustreer deur 'n bedelaar wat by die poort van die koning staan, en hy steek sy hand uit na die koning en hy sê, koning, wil jy my nie genadig wees nie? En die koning gee vir hom 'n almoes. Die koning gee vir hom hierdie wat hy nodig het. Vir ons as sondaars gee die Here vergifnis. Vir ons as sy kinders gee die Here vir ons vergifnis. Hy gee vir ons reiniging. U en ek is 'n bedelaar voor die troon van die almagtige God. Ons is kinders wat na hom toe gaan en sê, Vader, ons het oortree teenoor u in die hemele. Onthou u die verlore seun? Voordat hy weg is by sy pa, toe sê hy vir hom, pa, luister gou hierso. Kom ons praat gou oor 'n paar dinge. Jy het jou lewe lank gewerk, maar ek soek my erfporsie. Nogal arrogant, né? Dit klink amper soos baie kinders van vandag. Pa werk en die kind spog met pa se rykdom. Calvin sê nou dag vir my pa, jy's daai ouetjie by die golfbaan het baie geld. Ek sê hy het niks. Hy het niks, hy het nie 'n sent nie. Sy pa het alles en nou dink hy is so ryk soos sy pa. Maar hierdie jong man kom na sy pa, hy sê, pa, gee vir my. Gee. Het jy dit gesien? Jy het daai gedeelte al gelees. As jy hom nie gelees het nie, dan het jy huiswerk. Sy pa gee vir hom, watter wonderlike pa. Sag, my seun, daar is jou deel van die erfporsie. Die seun klim daar op sy perd en hy jaag weg so ver as moontlik van sy pa, maar hy het van een iets vergeet. Ons koppie gaan saam. Luister, as jy jouself in die sonde begewe, jy het 'n gewete. Jy weet van wat jy verkeerd doen, en jy weet saam met die Here is die goeie en die beste lewe, en terwyl jy in die sonde is daar hartseer en pyn. Die Bybel sê vir ons, toe daai man aankom by hierdie ver land, was almal mal oor hom, want hy het geld gehad. Almal hou saam party, almal dans, almal gaan te kere, almal drink. Niemand is saam met hom in die varkhokke, sover ek gelees het nie.
Die het gelees? Snaaks dat jou vriende jou sommer net los, wanneer dinge begin kwyn in jou lewe, wanneer die huis van kaarte begin in duie stort. Hierdie man besef op 'n stadium, terwyl hy begeer om homself te voed met die pele van die varke, besef hy, kom sy gedagte weer in werking, en hy herinner homself daaraan, my pa se diensknegte het meer as wat ek het. En hy sê, ek sal opstaan. En ek sal na my pa gaan. En ek sal vir my pa sê, pa, ek het gesondig teenoor u in die hemele. Ek is nie werd om u kind genoem te word nie, maak my soos een van u diensknegte. Is u by, sien u die prentjie? Hier is hierdie plaashuis. Die pa sit op die stoep. En deur ver kom iets aan. En die pa sit bietjie vorentoe op sy stoel en hy kyk. Miskien het sy seun op 'n spesifieke manier geloop, ons weet nie. Ek sien my seuns loop elkeen op 'n unieke manier. En sy pa kyk en hy sien, maar luister, dit lyk amper soos my seun se loop daar. En die pa staan op en in daardie tyd het 'n pa glad nie gehardloop nie, want hy moes sy kleed opgetrek het en hy moes gehardloop het. Die Bybel sê toe die pa erken dat sy seun toe hardloop hy na hom toe. Hy omhels hom en die kind begin en hy sê, pa, ek het gesondig teenoor u in die hemele, maak my soos een van u diensknegte. En die pa sê vir hom, luister, bring vir hierdie seun van my 'n kleed, bring 'n ring vir sy vinger, bring skoene vir sy voete. Hierdie seun van my was dood, maar kyk, hy lewe. Dis die hele groot gedagte vanmôre, vriende. Ons kan vergifnis ontvang wanneer ons besef ons verdien niks nie. Moenie na God toe gaan en vir hom sê, Here, ek het 'n ou foutjie gemaak, u weet op die einde van die dag, dis maar net hoe ons is. Besef God is genadig, besef jy verdien niks nie, jy kan nie vergifnis demand nie, jy kan nie op grond van self-entitlement vir die Here sê, Here, dis wie ek is, daarom verdien ek hierdie vergifnis nie. Dis noodsaaklik om te sien dat die Here vir ons uit genade hierdie vergifnis skenk. Ek lees hierdie baie besondere woorde van Halleluja lied 77 vers 2. Halleluja lied 77 vers 2 sê, wat kan ek ooit bring of doen om my sonde te versoen? Sou my hart van ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog 'n bede, nog 'n ween kan my red deur u alleen. Dawid besef, ek en die Here werk nie saam om my sonde te vergewe nie. Hy vergewe sonde, ek verdien niks. Dit wat ek ontvang is loutere genade uit die hand van die Here. Ek sien dit so en ek gaan nou afsluit. Ek sien dit in 1 Timoteus 1:14. Die apostel Paulus getuig van sy redding en hy sê, en die genade onverdiende guns van die Here. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat aan hom sal glo tot die ewige lewe. U sal later sien in die Psalm waar Dawid sê, Here, ek wil weer verander u weë leer. Toe ek in my sonde was en ek het my sonde verdedig en beskerm, was my getuienis amper stil geweest. Nou bid ek dat u vir my 'n getuie sal maak vir u. En dan die vers 17. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. U kan maar gaan kyk deur die geskiedenis, dwars deur die Bybel, geen persoon wat vergifnis ontvang het, spog met hierdie vergifnis, so asof hy of sy dit self bewerk het nie. Ons besef dis uit genade, deur die geloof, op grond van wat Christus gedoen het. Vergifnis bring in jou lewe 'n verandering. Dis 'n werk wat God doen. Dis iets waarvan jy weet. Dis 'n nuwe lewenswandel. Dis 'n begeerte na heiligheid. En dis alles sonder verdienste wat die Here gee. Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met al die geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom te wees in liefde. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde.
En nou moet ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys, het in alle wysheid en verstand. Op my pa se grafsteen staan Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Dawid het gesondig. Hy het geweldig oortree teenoor die Here. Maar ek en jy staan ewe skuldig voor die Here. Want sonde is en bly sonde. Christus het gesterf vir sonde. Nie net vir een nie, maar vir sonde oor die algemeen. Ons word sondaars gebore. En die laaste punt van vanmôre dan sy uitroep verlang en begeerte was om totale vergifnis. Vers 4 sê, was my heeltemal. Hierdie woordjie heeltemal in die oorspronklike taal beteken, Here, was my deeglik, was my algeheel totaal. Ek wil jou vra, as jy vir die Here vergifnis vra, staan jy van jou knie af op met die weet hy het my vergewe? Of is jy tevrede, ek het dit gesê en ek loop aan, ek gaan aan met my sonde, of ek gaan aan met my lewe en ek weet nie die Here het my vergewe nie. Daar is nie hierdie skuldgevoel wat van my lyf afgeval het, uit my siel weg is nie. Vergifnis, vriende, bring vrede in jou siel. Ons gaan daarna kyk. Vergifnis bring 'n dankbaarheid. Daarom kan ons nie met sonde belydenis, maar net so bo-langs praat nie. Ons moet ons beroep op God se genade. Ons moet besef ons verdien dit nie. Maar ons moet ook vra, Here, volkome vergifnis. Ek wil nie net weer opstaan van my knie en aangaan met my sonde nie. Was my deeglik, was my algeheel, was my totaal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Ontsondig my met hyssop dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Ons het so pas gesing, witter as sneeu, ja, witter as sneeu. O, was my en witter as sneeu sal ek wees. Die King James sê, wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. Vriende, het jy al gesien ek onthou my ouma hulle, as hulle 'n tafeldoek het wat vuil is. Daai tyd was daar nie altyd wasmasjiene nie. Die een wat ek kan onthou van my ouma was tog een met die rollers. Hy klaar gewas, dan druk jy hom deur die roller en dan druk hy al daai water uit, maar hulle het hom geskrob. En dan lê hulle hom weer bietjie, dan hou hulle hom so, skrob hulle hom, hulle lê hom in die water. Hy moet deeglik skoon wees. Hy kan nie met 'n vlek uitkom nie. Hulle kan hom nie weer so op die tafel sit nie. Die hele gedagte is hier, Here, was my deeglik. Here, ek ken my sonde, my boosheid ken ek, was my deeglik, dat ek kan skoon wees voor U en voor mense. Esegiel 36:25, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle kan rein word van al julle onreinhede, en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Wonderlik om te sien dat die Here hierdie vergifnis vir ons gee, en hy werk in ons harte die genade om dit te vra. Dis die laaste versstuk vanmôre gaan hanteer. Ek wil afsluit deur vir u te sê, kind van die Here, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons. As jy vanmôre in bewustelike sonde leef en dit pla jou nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. En jy kan vanmôre sê, Gerard, wie is jy om dit te sê? Ek sê dit nie, die Bybel sê dit. As jy sê 'n kind van God en jy wandel bewustelik in sonde, week na week, maand na maand, jaar na jaar, en jou gewete roep nie uit om vergelding, en jou liggaam word nie siek van hierdie worsteling in jou siel nie, is daar iets fout met jou. Dis die verlossing van Christus, wat ons gewete sensitief maak, sodat kinders van die Here selfs oor geringe sondes, diep smart en pyn beleef. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het in die duisternis wandel, dan lieg ons. Maar, as ons in die lig wandel, Here, hier is ek wil my lewe leef tot U eer. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, die oorspronklike taal sê, sy seun reinig ons gedurig deur van alle sonde in ons lewe. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. U ken mos die dwaling, die leuen, die boosheid van die second blessing, die tweede genadewerk. Die wortel en tak van my sonde wat uitkom en ek is my van geen ding bewus nie.
As jy vanmôre jou van geen ding bewus is nie, is jy 'n leenaar. Dan sê die Bybel vir ons, jy mislei jouself. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Ek wil vir jou sê, as kind van die Here, vergifnis begin by wedergeboorte. Dit hou op by verheerliking. Wanneer gaan dit plaasvind? Wanneer ek en jy die Meester gaan sien in sy heerlikheid soos hy is. Ons vat saam, dit was die eerste deel van Psalm 51 onder die tema ware berou en belydenis, ja, wegdraai van sonde, is dit wat God in ons werk. Ons het gesien wat Dawid se sonde was, ons het gesien hoe ons self baie keer ledig is. Navraag doen oor sonde, bly kyk, sonde in ons lewens doen, dit akkommodeer, die hartseer gevolge wat dit het. Vergifnis kom wanneer ons na God se karakter kyk. Hy is die bron van ons vergifnis. Hy gee lewe, hy gee vergifnis, want hy's 'n genadige en barmhartige God, groot van goedertierenheid. Dawid het besef hy verdien niks nie. Genade beteken onverdiende guns uit die hand van die Here. As ek roep om vergifnis, gee die Here vir my sonder verdienste. Ek kan hom nie betaal nie. Ek kan nie sê, Here, gaan vir die volgende 6 maande vir u sending werk doen, as u tog net hierdie en hierdie sonde vergewe nie. Ons kan nie werk vir ons vergifnis nie. Is uit genade deur geloof op grond van Christus se werk. Sy uitroep, verlang en begeerte was totale vergifnis. Here, ek wil nie net met my mond vra vergewe my nie, ek wil van binne skoon gewas word. Dat ek opstaan van my knie en sê, die lewe is 'n lied omdat my verlosser lewe. Omdat hy my vergewe het. Die Halleluja lied wat my getref het en waarmee ek wil afsluit vanmôre is Halleluja lied 192. As jy vanmôre met sonde in jou lewe sit, hier is die woorde van hierdie Halleluja lied. Ek werp my skuld op Jesus. Hy is die vlekkelose lam van God. Die sware las van sonde dra hy. O salig lot. Ek werp my vloek op Jesus, 'n vloek geword vir my. Tot deur sy bloed so dierbaar, geen smet meer in my bly. My siel vind rus in Jesus. My diep vermoeide siel. Sy liefdearm omhels my, wyl ek aan sy voete kniel. O dierbare naam van Jesus, Immanuel my God, meer kostelik as robyne, meer soet as aardsgenot. Ek kan nou nie die Psalm vooruit hardloop nie, maar gaan lees Psalm 32 en 51. Toe Dawid vergifnis smaak, toe is daar 'n vreugde lied in sy hart. Toe is daar blydskap in sy siel. Toe is daar 'n liefde vir sy mense. Toe kan hy ander in die oë kyk en sê, my sonde is vergewe. Wil u weet waarom is daar soveel onmin in ons dag en tyd, in die kerk van Jesus en wêreldwyd? Want ons stoei met ons eie sonde, terwyl die vergifnis vir ons beskikbaar is. Mense gaan dood in hulle sonde, terwyl die bron van lewe beskikbaar is. Daarom wil ek hierdie Psalm met u hanteer vanmôre. Dis die volgende Psalm in ons reeks gewees, Psalm 51. Ons gaan volgende week na die laaste paar gedagtes kyk. Mag die Here ons seën, mag die Here vir ons genade gee om nie weg te vlug van ons Messias nie, maar na hom, want hy gee vir ons vergifnis. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie Psalm wat u opgeteken het. Dankie dat u Dawid se sonde nie verberg het nie, maar vir ons gegee het om daaruit te leer. Vergewe ons as ons soms so traag is om te leer en as ons soms dink dat ons sonde te groot is vir u om te vergewe. Ag Here, dankie vir ons gewete wat u gebruik en u woord om die skuld en las van sonde in ons lewens daar te stel, dat ons, Here, kan agterkom, ons wil nie so voortgaan nie. Pleit ek, Here, dat ons ook soos hierdie Halleluja lied wat hierdie Halleluja lied sê, ons skuld sal werp op Jesus. Hy is die vlekkelose lam van God. Hy het die sware las van sonde vir ons gedra. En dat ons vanmôre kan sê, my siel vind rus in Jesus. Wat 'n wonderlike saligmaker is u net nie. U het ons nie nodig nie, maar ons het u so nodig. En dankie dat u kom soek en kom red die wat verlore was. Dankie dat u u kinders in stand hou. Dankie dat u 'n goeie werk begin en dit sal volëindig. En dankie dat die bloed van Christus ons gedurig deur reinig van alle sonde. Ons loof u Here en ons prys u wonderlike naam.